Dankie vir u liefde. Dankie dat ons vanaand so as boeties en sissies by mekaar kan wees. En net by u koning Yeshua aan tafel kom sit. En ons wil graag vra koning Yeshua, kom breek vir ons vars man uit die troonkamer. Vars brood uit die troonkamer. U is die ek is. U is die wingerdstok. En ons is die lote. En ons wil vra, kom snoei ons Vader, want U is die wingerdboer. Kom snoei ons, sodat ons vele vrug kan dra vir U. Daarom, in hierdie fees van ongesuurde brode, wil ons vra asseblief, Abba, deurgrond ons hart en toets ons en wys vir ons. Reinig ons, was ons, vergewe ons persepsies, vergewe ons doktrines, ons eie opinies en dinge, en was ons met die waterbad van U woord. Dankie vir U liefde, dankie koning Yeshua vir die prys wat U betaal. Dankie dat U die weg, die waarheid en die lewe is. En niemand kom by die Vader behalwe deur my nie, sê Yeshua. U is die deur. U is die goeie herder. En ek wil bid, Vader, dat U vanaand my mond sal aanraak en elke woord wat gespreek word, Vader, net van U af. Ons brand, net om vanaand net verder te luister oor, ek kan net dink daai, toe Yeshua geloop het, hy vertel vir sy disippels, Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, hy vertel vir hulle al die beloftes, hy vertel vir hulle die nalatenskap, wie wil nie hoor, wat gaan jy kry as 'n erfporsie nie? En hulle hoor al hierdie, hulle is ontsteld, maar die volgende oomblik stop Yeshua, en dan gee hy vir hulle 'n blik, 'n glimps, van hom wat bid, na sy Vader. Ons hoëpriester wat bid na sy Vader. Wat ons leer. Die Onse Vader was nie vir Yeshua nie, want in die Onse Vader het hy ons geleer om te bid, maar Yeshua was nie vol sonde nie. Maar in Johannes 17 is dit sy hart vir die doel hoekom U hom geskaap het, sodat ons as sy disippels en bruid kan voortgaan en almal wat daarna glo ook sal verheerlik word. So opreg, so nederig, so liefdevol, koning Yeshua, U is 'n amazing God. Dankie dat U vir my nou intree by Papa God. Dankie dat U vir elke een van ons nou intree. U is ons hoëpriester en elke een van ons naam is op U hart geskryf. Is op U bors, soos wat die hoëpriester die stamme op sy bors gedra het. Dit was op sy hart. Die bruid is op U hart. Dankie daarvoor, koning Yeshua. Ons eer U. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dat U ons elke een sal kom aanraak vanaand hierso. En elke een wat luister, dat ons net sal afsonder, en dat U liefde ons sal vul, dat ons net, Abba, in my voorbereiding, terwyl ek hierdie voorberei is, al 'n week terug, U weet, het die trane net begin rol, want die liefde is so groot. Die liefde is so groot. En terwyl ek tyd spandeer, bless Abba ons familie, sodat my oudste seun die onder 19 SA kampioenskappe wen. En sy boetie 8ste kom. En dit terwyl ek U woord so bestudeer, en U wys net vir my hoe U ons sal seën as ons in 'n yada verhouding saam met U stap. Hoe U ons seën. And I see it at hand. Ek sien dit hoe U dit doen.
You're an awesome God. You're an awesome, awesome God. Vergewe ons dat ons dink jy is so ver. Vergewe ons dat ons dink jy is 'n God wat ons nie hoor nie. Ek bid dat die oogskille vanaand van ons oë sal afval. En dat ons ore sal oopgaan en dat U met elkeen van ons sal praat. Kom raak met U pottebakker hande aan elkeen van ons harte. Kom snoei ons, Koning Yeshua. Abba, kom snoei ons met die waarheid van U woord. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotawawai. Amen. Amen. So ek het so my voorbereiding het Abba dit net op my hart gesit om elke aand 'n ou storieetjie te vertel. En ek wil vanaand begin met 'n storie, 'n seun, jong man wil een Vrydagmiddag saam met sy pa bietjie gaan bal skop. En die pa wat 'n pastoor is moeg. Hy het die hele week het hy klomp mense gesien en hy moet nog preek voorberei vir die naweek. En om die onderwerp so bietjie uit die seun se gedagtes uit te kry, verander hy toe die onderwerp en hy vra toe vir die seun, hoe was skool vandag? Die seun vertel hom toe dat hulle geleer het van wêreldgeografie en al hierdie wonderplekke, amazing plekke om na toe te gaan en te gaan sien reg oor die wêreld. En heel toevallig toe hulle so praat, sien die pa agter op 'n koerant 'n foto van 'n hele wêreldkaart. En hy vat toe hierdie wêreldkoerant en hy sny dit af en hy gaan sny daai wêreldkaart in 30 stukkies blokkies. Die hele agterste gedeelte van die koerant is 'n wêreldkaart en hy gaan sny dit in 30 stukke blokkies. Om vir homself tyd te koop sodat hy net so 'n bietjie aan hierdie preek kan gaan voorberei, sê hy toe vir sy seun dat hy asseblief moet gou-gou hierdie wat hy opgesny het, hierdie wêreldkaart moet hy gaan saamvoeg. Hy moet gaan kyk in die ensiklopedie en gaan kyk waar pas elke ene in. Sal hy dit kan doen? Hulle het dit mos nou vandag gaan doen. En as hy dit klaar gedoen het, dan sal hy klaar wees met sy preek, so het hy gedog. En dan kan hulle 'n bietjie bal gaan speel. Die pastoor pa sê toe vir sy seun, sodra jy klaar is, laat weet my, dan gaan speel ons bal. En die seun het toe gegaan en hy het gaan begin plak. En die pa het gegaan om sy preek voor te berei. Maar binne 10 minute toe roep die seun sy pa en hy sê hy's klaar. En die pa is soos in verstom, hoe kan dit wees? Hy vra sy seun toe, hoe het jy dit gedoen? En die seun sê, dit was nie so moeilik nie. Ek het op die agterkant, was daar 'n mens se gesig, en dit was toe nie maklik nie, ek het oor by die kant gesit, en in die oog hierso gesit, en alles gesit, en toe, voilà, toe is dit klaar. En die pa sê vir sy seun, kom ons gaan speel. Nou het ek ook 'n preek, vir die naweek. Jy sien, partykeer het ons vra, partykeer is daar onduidelikhede, en dan weet ons nie hoe nie, in plaas van om net die woord oop te slaan, en ons antwoorde in die woord te kry. Partykeer spandeer ons so baie tyd ingewikkeld en ons kyk dalk na die verkeerde kant na 'n situasie in plaas net om te vra, maar Abba, U sê, Yeshua, U sê voor U opgevaar het na die hemele toe dat die Heilige Gees gaan ons die krag gee. U sê die Heilige Gees gaan ons alles kom leer. Alles kom leer en nog meer. Daar's soveel verwarring, daar's soveel onduidelikhede oor sekere dinge, onderwerpe wat ons onseker is, maar kan jy dink hoe die disippels gevoel? 3,5 jaar loop hulle saam met Yeshua. O Yeshua, ek het nou vandag met hierdie ou gepraat en hy sê dit en dit en dit van die Bybel. Hy het hierdie opinie. Wat sê u, Yeshua? Ag, dankie, nou is die antwoord. Ek het dit verkeerd gehad of ek het dit reg gehad. Dankie Yeshua, nou weet ek want u is die waarheid. Sou dit nie net soveel maklik gewees het as Yeshua hier so saam met ons was en ons kon hom vra nie.
Of het hy nog steeds vir ons die antwoorde? Ons sit in baie kere en dink ons hardloop na die pastoor toe, ons hardloop na daai persoon toe, ons hardloop na die sielkundige toe, ons hardloop na dit toe vir al ons berading en vir al ons antwoorde, in plaas van net om Abba Vader te nader en hom te vra. So ons het begin kyk na Yeshua wat bid in Johannes 17, die aand voor hy gekruisig is, dis in die nagtelike ure, is 'n paar ure voor hy gekruisig is. 'n Paar ure voor hy gekruisig is. En wat Yeshua bid, is dit alles wat hy daai aand, lang preek wat hy vir sy disippels gegee het, van Johannes 13 tot Johannes 16. En hy vra, Vader, mag hierdie vervul word in die disippels. Mag dit vervul word. Jy weet toe Yeshua die Onse Vader in Matteus 6 vir die disippels geleer het, wat die disippels het gesê het, leer ons om te bid. Leer ons om te bid. Toe Yeshua nooit die gebed vir hulle gegee wat hy gebid het nie, want hy het nooit nodig gehad om te vra, vergewe my sondes nie. Hy is die ongesuurde brood, daar's geen suurdeeg in hom nie. En daarom wil ons by hom kom sit en sê, Koning Yeshua, kom deurgrond ons hart en wys vir ons, is daar sondes in ons lewe wat soos gis, en wat 'n klein sondetjie, 'n klein gedagtetjie, wat 'n groot ding in my lewe raak, en dan gaan ek van koers af. Ons is na Abba Vader se tweede fees, die fees van ongesuurde brode, en nou is 'n goeie tyd om te vra, Abba, maar dis 'n invite wat Vader is 'n seisoen waar Abba Vader ons wil kom snoei, sodat ons meer vrug kan dra. Hy wil hê ons moet ontslaa raak van sondes, ons moet die asblik uitskit uit ons lewe, van al die wêreld laat ons voel, maar ons voel onwaardig, ons is ge-worried oor soveel dinge in hierdie wêreld. En plaas vir ons net vir Abba. Dis waarvoor Yeshua bid daai aand. In Johannes 17 is Yeshua besig om te bid vir ons, vir sy disippels en vir ons. Die 11 disippels het Yeshua hierdie woorde hoor bid. Dis opgeskryf in Abba Vader se woord met die bedoeling dat ek en jy hierdie Pesach kan hoor hoe Yeshua vir my en jou ook bid. Dink jy gou daaroor? Die koning van die heelal bid vir jou. Hy bid vir jou. En ons weet hy doen dit in die laat middernagure voor die kruis. Niks was vir Yeshua te belangrik om ooit te stop om sy liefde te betoon. Die partykeer is ons te besig om selfs ons liefde aan hom te betoon. Wat nou nog van ander? Yeshua het alles gesê wat hy vroeër die aand vir die disippels in die boefretrek wou sê. Dit weet ons, het Johannes vir ons opgeskryf. Belofte na belofte na belofte. So die nalatenskap van Yeshua, sy nalatenskap word aan sy disippels en aan ons gegee. En dit is amazing om te hoor, maar wat het Yeshua vir ons agtergelaat? Wat het hy vir ons agtergelaat? En dan in hoofstuk 17 bid hy dat Abba Vader hierdie belofte sal vervul. Dit is Yeshua se laaste woorde aan sy 11 almal bymekaar voor sy dood. En wat ons hier het is 'n glimps van sy bediening vandag nog, al vir 2000 jaar. Maar dit sal nie begin voordat hy nie hemel opvaar voor die opstanding nie, maar wanneer hy wel na die hemel opgevaar het, het hy sy nuwe bediening begin, en dit is 'n bediening van voorbidding. Hy sal nie die offerlam meer wees nie, hy was klaar, en daarom hoef ons niks meer te offer nie. Hy is nou ons hoëpriester wat vir ons intree. Hy sal die voorspraak tussen ons en Papa God wees, en hy tree in vir ons. So Yeshua begin te bid in Johannes 17 vers 1, en ons lees hoe Yeshua bid, en want hy sê, nou gaan die wêreld oorwin word. Johannes 16 eindig hy mee, en in Johannes 17 vers 1 begin, hy het opgekyk na die hemel en het gesê, Vader, die uur het gekom, die uur het gekom. Maar onthou, Yeshua het 'n klomp kere vir sy disippels gesê, die uur het nog nie gekom nie. Daar was tye in sy lewe wat dreigemente teen sy lewe gemaak is, en mense gereed was om hom dood te maak, maar dan stap hy net so onder hulle uit. Hy uur het nog nie gekom nie.
Maar tydens Yeshua se gebed in Johannes 17, die uur het nou aangebreek. Watter uur is dit? Yeshua sê dit is die uur dat hy verheerlik sal word, dat die Seun verheerlik sal word en so sy Vader sal verheerlik. So wat beteken dit, die uur van sy verheerliking? Dit beteken die uur van hom om alles te vervul. Van die grondlegging van aarde was Abba Vader se verlossingsplan daar. Hy het 'n plan gehad, Vader, wat hy kom doen het. En om te sterf en op te staan uit die dood. Dan om op te vaar na die hemel. Dan sy plek aan die regterhand van Abba Vader in te neem in sy verhewe posisie en dan om die bediening vir voorbinding te begin. Met ander woorde, die Seun wat verheerlik word deur sy verlossingswerk te volbring en dan in te beweeg na hierdie werk wat volg, die werk van voorbidding. Yeshua is nog steeds in bediening. Yeshua is besig om vir my en jou in te tree. Sy werk van voorbidding beteken Yeshua bid. En dit lees ons sien hoe hy ons leer bid. Hoe hy met Vader praat, hoe hy ons 'n glimps gee, hoe hy vir ons intree. So die eerste 5 verse van Johannes 17 gaan oor dat hy verheerlik sal word en Vader verheerlik sal word. Dan in vers 6 tot 19 dat die disippels verheerlik sal word. Die wat 3,5 jaar saam met hom gestap het, dat hulle sal verheerlik word. En dan in vers 20 tot 26 dat alle gelowiges deur alle tye verheerlik sal word. Met ander woorde, Yeshua bid dat hy verheerlik word, deur sy heerlikheid word ons almal dan verheerlik en daardeur word Abba Vader verheerlik. En daarom bid Yeshua en sê in Johannes 17 vers 1: Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun sodat u Seun u ook kan verheerlik. Verheerlik u Seun deur die dood, opstanding, hemelvaart en die verhoging sodat u Seun u kan verheerlik. Aan die einde van alle dinge is dat Abba Vader verheerlik sou word en Abba Vader sal verheerlik word wanneer die Seun verheerlik word, want die Seun het die werk volbring wat die heiliges tot verheerliking sal bring, wat my en jou tot verheerliking sal bring. Yeshua het gesterf om ons sondeskuld te betaal en nou doen Yeshua voorbidding vir ons Abba Vader. En soos wat ons bid en sê, Vader, wys ons en leer ons, wys ons waar is daar sonde, so jy bid Yeshua vir ons ook, want Yeshua se hart is dat ons 'n heilige priesterdom sal wees vir hom. Vlekkelose bruid. Hebreërs 7 vers 25, hy leef altyd om vir sy volk in te tree. Paulus het verstaan dat hierdie voorbidding van Yeshua baie belangrik is, want hy sê, hoor wat sê Paulus oor hierdie voorbidding van Yeshua. Paulus sê in Romeine 5 vers 8 tot 9, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Yeshua vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Maar veel meer, sê Paulus, veel meer, dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die troon, want ons, terwyl ons nog vyande was, het God versoen is deur die dood van sy Seun. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Met ander woorde, terwyl ons nog sondaars was, het Yeshua vir ons gesterf, en dan sê hy, veel meer is Yeshua nou ons voorbidder. Yeshua is nou ons voorbidder, want ons het gepraat oor hierdie wingerd, en hoe daar takke is, en hoe daar sekere takke doodgaan. Yeshua tree in vir ons, dat ons nie backslide nie, dat ons nie teruggaan nie, dat ons nie die droë lote word, wat nie vrug dra nie. Yeshua tree in vir ons, en nie net Yeshua nie, die Heilige Gees ook. So Yeshua bid, dis wat uit die eerste 5 verse, dat hy sal verheerlik word, soos Vader sal verheerlik, dat Vader sal verheerlik word, en dan bid Yeshua in Johannes 17 vers 6, ek het u naam geopenbaar. Ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Dink daaroor, waar het Yeshua Abba Vader se naam geopenbaar? Is dit moontlik? Waar? Yeshua bid dit, hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hy het sy naam geopenbaar aan sy disippels daardie aand.
Hulle het aan U behoort, hierdie disippels, hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my gegee, en hulle het U woord bewaar. Dit is so amazing. Net so voetnota. Ons kan so baie leer by Yeshua oor disippels maak. Abba stuur hulle op jou pad. Abba stuur hulle op jou pad. En dan moet jy daai disippels wat hy op jou pad stuur, disippels maak. Dit beteken, jy sal alles doen. Hoe gaan dit met jou disipel maak? Dis ons opdrag van ons koning. As Yeshua die seun van God 3,5 jaar disippels gemaak het, hoe lank is jy al besig? En dan moet ons hulle gaan doop en dan alles leer. Maar vanaf Johannes 17 vers 6 in hierdie wonderlike gebed van Yeshua het ons hierdie leer ons 'n klomp dinge. So van Johannes 17 vers 6 af bid Yeshua dat die disippels tot heerlikheid gebring moet word. Dit is soos as Abba Vader disippels op jou pad stuur om hulle disippels te maak, dat hulle die waarheid sal ken, dat hulle verheerlik sal word as die bruid, as hierdie heilige priesterdom. Dis wat Yeshua hier bid. Die heerlikheid gebring moet word en dan dat alle gelowiges tot heerlikheid gebring moet word. Die wat deur hulle ook aangeraak word, dat hulle ook tot heerlikheid gebring sal word. Toe Yeshua dis aan die kruis gesê het, dit is volbring, was dit die werk van opoffering, die werk van opoffering was voltooi, die offer is gebring. Die werk van versoening was voltooi. Die straf vir sonde is ten volle betaal, maar sy werk vir sy disippels, sy bruid, is nog steeds aan, hy is nog steeds in voorbereiding, hy tree ook nog steeds op as ons hoëpriester, en dit gaan nou nog aan. En dit het teruggegaan toe hy hemel toe is, en aan die regterhand van Abba Vader staan. Hy is ons advokaat, het ons gesien, hy doen vir ons voorbereiding, hy is ons groot hoëpriester, en dit is amazing, hy is altyd, die heeltyd besig met bonatuurlike werk, van voorbereiding. Vir wat? Vir krag en vir heiligheid, vir veiligheid van sy disippels wat nog steeds op aarde, vir sy disippels wat nog steeds gesukkel het op baie stadium en die wat nog steeds vandag op aarde sukkel. Hy bid. Jy sien, omdat Yeshua in alle opsigte versoek is soos ons, ten volle mens, terselfdertyd ten volle God, ken hy ons swakhede. Hy ken ons versoekings, hy weet hoe die vyand ons gaan kom versoek. Hy ken die vyand se strategie. En daarom, as die liggaam van Yeshua waarlik liefhet, sal ons huis van gebed wees, wat saam met hom intree. Hy tree met volle begrip in vir ons. As ons opsigter, as ons beskermer, as ons verdediger en ons goeie herder. Sy voorbereiding is om te verseker dat ons op die ou end tot heerlikheid kom. Dis waar disippelskap ook begin. Gaan maak disippels. Kan ek gou vra, as jy besig om vir die disippels wat Papa God op jou pad gestuur het, is jy besig om vir hulle voorbereiding te doen, saam met Yeshua, saam met die Heilige Gees? Jy sien, dit is een ding om te sê, wel ek glo, as ek gered is, gaan ek hemel toe, né? Dis as ek glo as ek gered is, gaan ek hemel toe, né? Dit is waar. Maar hoor gou, een van die redes as jy gered is, dat jy hemel toe gaan, is omdat Yeshua aanhoudend vir jou intree. Dat Yeshua die heeltyd jou op sy hart het as jou hoëpriester. Hy is ons groot hoëpriester wat vir ewig lewe om voorbereiding te doen. Hy hou aan intree, hy hou aan om vir ons te bid, om nie te sondig nie, om nie Abba Vader te gaan ongehoorsaam nie, om nie in daardie eie ek strive in te beweeg nie. Dit is vir my so mooi hierdie 1 Johannes 1 vers 9 tot 10 staan, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is dan nie in ons nie.
So baie mense wil sê, maar hoekom is 7 dae fees van ongesuurde brode? Ek het nie so baie sonde nie. Hoor wat sê Johannes? As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Prys ons koning. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar. En in sy woord is dan nie in ons nie. Johannes sê verder in 1 Johannes 2 vers 1b tot 2, as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by Abba Vader, Yeshua Messie, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Yeshua is by Abba Vader, en hy pleit vir ons, hy bid vir ons. En dit is die heilige bediening van die verheerlike Seun. Dan in Romeine 8 vers 26 staan, en net so kom ook die Gees, Ruach HaKodesh, ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. That's amazing. So ons het dus 'n voorspraak in die hemel, aan die regterhand van Abba Vader, en ons het 'n voorspraak wat in ons woon, Ruach HaKodesh, die asem van Vader. So in Johannes 17 vers 6 begin Yeshua vir sy 11 disippels te bid en sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Yeshua het waarlik disippels gemaak, hulle gedoop en hulle die waarheid geleer, al die waarheid geleer, want hier sê hy, hier bid hy, Vader, hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u afkom. Hoe weet hulle dit? Yeshua het vir hulle vroeër gesê, ons gaan nou daarby kom. Nou weet hulle, hy bid, Yeshua bid, nou weet hulle dat hulle alles wat u my gegee het van u afkom. Want die woord wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang. En waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe. En wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. Dit is vir my so mooi, dit begin net met Yeshua wat bid vir sy disippels en hy sê, Abba, ek het u naam aan hulle geopenbaar. Ek het u naam aan hulle geopenbaar. Hy het dit bietjie vroeër ook gebid in vers 4, Johannes 17 vers 4. Ek het u op die aarde verheerlik nadat ek die werk volbring het wat u my gegee het om te doen. Wat was Yeshua se werk? Om Abba Vader te openbaar. En om ons te verlos. En ons het gisterand gesien, Yeshua is God, en die volheid van die Godheid wat liggaamlik geopenbaar is. Omdat die disippels weet, Yeshua gaan weg. Die disippels weet, hy gaan sterf. Die disippels dink soos wat ons dink in die natuurlike. Hoe gaan ek hierdie maand my paycheck betaal, as ek elke dag ver moet ry om elke aand by 'n diens te wees? Hulle dink soos ons dink. Hulle dink nie maar Vader, u roep my na daar wat toe en u sal voorsien nie. Hulle dink hy gaan sterf, want hy het dit hoeveel keer gesê. Hy het dit herhaaldelik vir hulle gesê, alhoewel dit vir hulle moeilik moes gewees het om dit te verwerk. Hy het vir hulle gesê hy gaan gevange geneem word deur die owerpriesters en diegene wat in beheer is in Israel. Hy het vir hulle gesê hy gaan geslaan word, hy gaan gespoeg word, hy gaan mishandel word en dan sal hy verhoog word op die kruis. 'n paar ure voor hy dit vir hulle sê, die aand daar toe hulle almal om tafel sit, 'n paar ure voor dit het hy vir hulle gesê dat die hele tempelstelsel heeltemal vernietig sal word en nie een klip sal op 'n ander een gelaat word nie.
'n goddelike oordeel sou oor Israel kom. Hulle aan die ander kant het gedink die Messias sou kom om goddelike oordeel oor die res van die wêreld en Romeine te bring. Maar Yeshua sê vir hulle, dit kom oor Israel, oor hulle, vir hulle afvallige godsdiens, omdat hulle Abba Vader ongehoorsaam is. So dinge lyk nie vir hulle lekker goed nie. Alles wat hulle gedink het, Yeshua dit heeltemal die teenoorgestelde kom sê. Ek meen, hierdie disippels het 4 dae vroeër, want ons is nou, die 14de Aviv het aangebreek, dit is daardie Dinsdag aan, Woensdagoggend is Yeshua gekruisig, dis daar in die nagtelike ure, 4 dae vroeër, toe Yeshua Jerusalem inkom, toe lyk alles baie goed, want almal verwelkom hom, hulle gooi palmtakke, en hulle gooi klere voor Yeshua uit en skree, Hosanna, Hosanna, vir die een wat kom, in die naam van Jotawawai, die seun van Dawid. By die massas, het hulle Yeshua herken as die potensiële Messias. Hulle het hom ingehuldig as die Messias. Maar nou, 4 dae later, op pad 5 dae toe, die dag voor Yeshua se kruisiging, nou het die godsdienstige leiers teen hom gedraai. Die skare het teen hom gedraai, en nou kondig Yeshua sy eie dood aan. Selfs so pas het Yeshua een van sy disippels, die een wat hy vertrou het met sy geldsak, is deur Yeshua uitgewys, wat hom gaan verraai. In hierdie verbrokkelende realiteit van hulle drome en ambisie begin Yeshua in Johannes 14 vers 1 vir sy disippels te sê, dat julle harte nie ontsteld word nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Ek weet hierdie is vir die natuurlike brein overwhelming. Maar laat julle hart nie ontsteld word nie. Wat sê Abba Vader in Spreuke? Guard your heart, nee. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En dan begin hy met die nalatenskap. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waarheen ek gaan, weet julle. Waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Yeshua sê dit vir sy disippels. Hy sê, hierdie dinge gaan julle baie ontstel, maar hierso wat ek vir julle wil sê, ek gaan na my Vader toe en ek gaan vir julle plek voorberei, en waarheen ek gaan, weet julle, en die weg ken julle. En die braafste disipel daar tussen almal, Thomas. Hy sê vir Yeshua angstig, want onthou Judas is nou so pas uit. Hy sê vir Yeshua, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie. Ons is nou so deur mekaar soos 'n verkleermannetjie op 'n smartieboks. Ons dog, u gaan kom om te heers as die Messias. Nou 4 dae terug het ons gesien, almal verklaar hy as Messias. Nou alles draai om. Thomas sê vir Yeshua angstig, Yeshua, ons weet nie waar jy nie gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Yeshua antwoord hom, ek is. Dis hoe Abba Vader hom bekend gemaak het in Exodus 3 vers 14, ek is. Yeshua sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hoekom sou hulle dit nou wil hoor? Maar dan gaan Yeshua verder, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Yeshua is baie diep. Baie diep. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Hoor, as jy die Torah bestudeer, en sien jy, Abba Vader het Moses se gesig toegehou, dat hulle nie vir Abba Vader kon sien nie. Elia, Moses in die klif van die berg, dit was altyd, hulle wou Vader gesien het, maar hulle kon nie Abba Vader sien nie. Nou sê Yeshua, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Nog 'n braaf disipel. Sê vir Filippus, sê toe vir Yeshua, Here, toon ons die Vader. Toon ons die Vader. Waar is hy? Toon ons die Vader.
En dit is vir ons genoeg. Dis asof Yeshua toe na Filippus toe draai, so verbaas, en vir Filippus sê, Filippus, ek is al lankal hier by julle. En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Jy sien, wat dit nou geweldig uitdagend maak vir die disippels is, hulle het Yeshua gesien. Hy was met hulle vir 3 jaar. Hy het hulle van kos voorsien. Hy het vir hulle, inteendeel, hy het by geleentheid, het hy hulle van belastinggeld voorsien. Hy het vir hulle skuiling verskaf. Hy het vir hulle beskerming gebied. Hy het hulle die waarheid van die koninkryk van God geleer. Oral waar hulle gaan, is hulle geleer. Hy het elke dag die vraag wat hulle gehad het hy geantwoord. Hy het elke vraag wat hulle nog ooit oor die lewe en leerstellings gehad het hy geantwoord. Hy het alles gedoen wat hy kon om hulle die waarheid te laat verstaan. Hy was hulle bron van onderrig, hy was hulle rabboni. Hy was hulle bron van wysheid, hy was hulle bron van krag en van beskerming. Hy was hoop vir die toekoms. Nou gaan hy weg. En hulle moet nou een glo wie hy gaan stuur. En dis hoekom Yeshua in Johannes 17 vir hulle bid, dat al die beloftes nou vervul sal word. Jy sien, dit is maklik om van dit wat jy sien te lewe. Solank ek die paycheck sien, dan is dit maklik. As ek 'n kontrak sien vir 'n jaar, dan het ek gemoedsrus, dis hoe my pay gaan wees. Dit is maklik om dit wat jy sien van te lewe. Maar as Abba Vader my en jou roep om in geloof te gaan, te lega. Dis 'n ander storie. Nie waar nie? As ek nie weet regtig waar gaan my bron vandaan afkom nie, weet jy wat? Jou bron is Abba. Ek meen, hierdie disippels het elke oggend wakker geword en Yeshua's daar. Inteendeel, hulle het gewakker geword en gehoor hoe bid hy. In die vroeë oggendure. En ek dink dit moes asemrowend gewees het om elke dag te beleef het wat saam met Yeshua, om die wonderwerke te gesien het wat hulle gesien het. Dit moes amazing gewees het om te sien toe hulle in die moeilikheid gekom het, toe hulle dit saam met Yeshua vrygespring het. Toe hulle gedink het, o, jette, nou het Yeshua 1 stapie te ver gegaan, ons gaan hier doodgegooi word met klippe. En hier loop hulle uit. Ek meen, hulle het gesien toe Yeshua in die sinagoge in Nasaret die weeklikse gedeelte of parasha scroll oopmaak en Jesaja 61 en vir hulle sê, dit wat hier staan, dit word geprofeteer van my. Hulle het sowaar gesien die gees van Jotewawai was op hom. Hulle het dit gesien toe Johannes die doper hom doop. Hulle het gesien hoe bring Yeshua die blye boodskap vir die ootmoediges. Hulle het gesien hoe genees gebroke harte, malaatses, blindes. Hulle het dit alles gesien. Maar meer amazing, hulle het gesien toe almal in opstand kom met Yeshua in Nasaret en hom wou stenig en die mense kon nie. Ek meen, nie net het hulle gesien hoe Yeshua Lazarus en Talitha Kumi uit die dood laat opstaan het nie. Hulle het ook gesien hoe hulle Yeshua nie kan doodmaak nie, want hy het geen sonde nie. So, hulle was na 3 jaar gewoond, dat daar, as hulle nie eers iets het om te eet nie, Yeshua, selfs vir 5000 mense, 5000 man sê die woord, daar kon vrouens en kinders by gewees het, van 2 visse en 5 brode kon voorsien. Kos is nie 'n probleem nie. Kos is nie 'n probleem nie, verblyf, beskerming, niks van die goeders was 'n probleem vir 3,5 jaar nie. In die begin het hulle seker so 'n bietjie gewaarie, maar hulle het gesien, Yeshua voorsien in alles. Ek meen, as daar 'n storm is, kalmeer Yeshua die storm. Hy sê die storm gaan lê. As jy val en jy verdrink, tel Yeshua uit jou die water uit op. Hulle het elke dag wakker geword en hy's daar en daar's vir hulle alles wat hulle nodig het.
Selfs as daar twyfel of onsekerheid of twis onder mekaar was oor verkeerde interpretasies of doktrines, kon hulle na Yeshua toe gaan want hy is die waarheid. Hy was alles vir hulle, absoluut alles. Hulle het dit elke dag aanskou. Hulle het elke dag in die teenwoordigheid van die ek is gelewe. So vir hulle om nou te sien en te hoor, daar gaan Judas. Hy gaan om Yeshua te verraai en die godsdienstiges gaan kom om Yeshua te kruisig. Hy gaan doodgaan aan 'n hoedanige dood en Yeshua stuur iemand anders. En die tempel gaan nie een klip gaan op die ander een bly staan nie. Hulle sit nie op hierdie stadium met baie die lyk onseker. En dan sê Yeshua, waarheen ek gaan, weet julle nie. Waarheen ek gaan, weet julle en die weg ken julle. En dis hoekom Thomas, wat vir al die ander disippels ook praat, want hy vra ontsteld vir Yeshua, ons. Hy sê nie ek nie. Hy sê ons weet nie. Ons weet nie waartoe hy gaan nie. Hy is die enigste een wat so voel nie. Ons het geen idee waarheen hy op pad is nie en ons ken nie die weg nie. En wat antwoord Yeshua vir Thomas? Yeshua sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. En hierdie is 'n groot verandering. En wie hou van verandering? Hierdie is 'n groot shift in die disippels se leefwyse. En wie hou nou daarvan? Ewe skielik gaan Yeshua nie meer met hulle wees nie, hulle gaan hom nie sien elke dag nie, en hulle moet self na Abba Vader toe gaan deur Yeshua vir hulle behoeftes en voorsiening. En Yeshua sê vir hulle dieselfde aand, Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Maar hierdie maak nou nog nie lekker sin vir hulle nie. Alhoewel hulle het gesien hoe Yeshua gevul was met die Heilige Gees. Ek dink hulle het so in die begin nie lekker begryp nie. Want wat is beter as om saam met Yeshua te wandel? Wat is beter? Yeshua wil hê hulle moet verstaan dat om aan die sorg van Abba Vader oorgegee te word vir hulle beter sou wees. Omdat Yeshua in sy menswording sekere perke gehad het as mens. Hy was fisies beperk. Alhoewel Yeshua 3 jaar by hulle was hy nie altyd in hulle onmiddellike teenwoordigheid nie. Maar hy sou wees nadat hy weg is. Ek meen, ons weet op 'n stadium sê hy vir Petrus, staan agter my. Satan staan agter my. Is omdat Yeshua daar gehoor het wat Petrus gesê het. Petrus het baie goeders kwyt geraak waar Yeshua nie by hom was nie. Nou gaan die Heilige Gees in hom woon. En vir hom dadelik, wat het jy nou gedoen? So net hier leer Yeshua ons iets oor disipelmaking, want onthou, ons het 'n opdrag om disippels te maak. En dit is 'n proses. Maar die disipel moet altyd afhanklik wees van Abba Vader. Nooit op die mens nie. Jy sien, Yeshua was vir 3 jaar sy disippels se hulpbron. Maar hy was op die punt om die sluise van die hemel oop te maak en seën uit te stort wat hulle nie kon begryp nie. Hulle kon dit nie verstaan nie. Hulle kyk vas in die natuurlike en dis hierso waar Abba my net waar die trane net begin rol het, want ons kyk baie keer vas. Maar ons sien nie die triomf nie. Ons sien nie die oorwinning nie. So om hulle te troos, openbaar Yeshua toe 3 dinge aan hulle. Hy openbaar homself as persoon. Hy openbaar sy krag aan hulle. En hy openbaar sy voorsiening. En dit is my gebed dat Papa God dit vanaand vir elke een van ons sal openbaar. Vir dit waartoe hy ons roep. Hy openbaar hom as persoon. Hy openbaar sy krag en hy openbaar sy voorsiening. En dit gaan alles oor hierdie hele idee
om hulle te kry om die oorgang van hulle sorg nou in Abba Vader se hande te sit. Ek gaan nou nie met julle wees nie, maar Abba Vader is die hele tyd by julle. Sy oë is op julle. Hy is alomteenwoordig. Hy is 'n lewende God. So kom ons kyk eerstens na die openbaring van Yeshua as persoon. Ons het gisteraan daaraan geraak en Abba het dit net op my hart gesit om verder daaroor te praat. So Yeshua sê vir hulle, ek gaan weg en hulle weet waartoe. En Thomas sê nee, ons weet nie. En Yeshua sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Onthou, hulle het geweet hy is die Messias. Hulle het geweet hy is die seun van God. Maar Vader het daardie openbaring vir Petrus gegee, Matteus 16, toe Yeshua vir hulle vra, wie sê julle is ek? Hulle het geweet hy is die gesalfde een. Hoekom sê Yeshua, as julle my geken het? As julle my geken het, sê julle geweet het waartoe ek gaan. Hulle het geweet Yeshua is die seun van God, hy is die Messias. Maar hulle het nie verstaan wat dit ten volle beteken nie. Want Yeshua sê vir hulle, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Want wat hulle dis nie regtig verstaan het nie, was dat Yeshua God is, maar mens. Hulle het dit nie lekker verstaan nie. En baie keer in die kerk verstaan ons dit ook nie. Dit is asof ons, maar hoe, daar's Vader, Seun en Heilige Gees. Wie is nou God? Ons het gisterand gesien, Yeshua is God, want hy sê ek is. So hoe is dit moontlik? En dit is asof Abba Vader my hier stop en vir my sê, maar my kinders verstaan nog steeds nie. Net soos wat die disippels nie verstaan het, 3,5 jaar stap hulle saam met Yeshua, en hulle verstaan nie. En nog steeds verstaan ons ook nie. En dit is wat eenheid en liefde in die kerk breek. In Kolossense 2 vers 9 tot 10 sê Paulus dat Yeshua die volheid van die godheid liggaamlik was. Met ander woorde, Yeshua is die presiese voorstelling van Yotevawai, van God. In Hebreërs 3 vers 1 staan, hy, Yeshua, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Met ander woorde, Yeshua was die sigbare beeld van die onsigbare Vader. Met ander woorde, die disippels het nie geweet wie was Yeshua nie. Nie volledig nie. Hulle het geweet, maar hulle het geweet wie hy is die seun van God, maar hulle het nie volledig verstaan wie is Yeshua nie. Hulle het nie die hele prentjie gekry nie, al het hulle 3,5 jaar saam met hom gewandel. Die disippels het verder ook nie die verhouding tussen Yeshua en die Heilige Gees verstaan nie. Hulle het gesien, daar kom 'n duif af toe hy gedoop is deur Johannes die Doper, maar hulle het nie lekker verstaan. Vader, Seun, Heilige Gees. Yeshua sê, ons moet hulle doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Watter een nou? Vader, Seun, Heilige, maar watter een? En dan kry nou nog mense wat sê, maar ek moet gedoop word in Yeshua se naam, nie in die Vader en die Heilige Gees. Verstaan nie. Ons verstaan nie. Onthou toe Yeshua gedoop is deur Johannes die Doper, daar staan in Lukas 3 vers 22, die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. Dan sê Yeshua onder andere in Johannes 5 vers 19, die Seun kan niks uit homself doen nie, net wat hy die Vader sien doen. Jy sien, die lig het later vir Petrus aangegaan, maar Petrus het later self verkondig in Handelinge 10 vers 38, hoe Abba Vader Yeshua met die Heilige Gees en met krag gesalf het. En hoe Yeshua oral rondgegaan het, goed gedoen het en almal gesond gemaak het onder die mag. Almal gesond gemaak het wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Yeshua het vir sy disippels gesê,
dat hy gedoen het wat hy deur die krag van die Heilige Gees gedoen het. Nie uit sy eie krag nie, is die krag van die Heilige Gees. En om Yeshua te laster was om die Gees, die Heilige Gees te laster, wat die werk deur hom doen. Die disippels het aanvanklik nie die drie eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees verstaan nie. Net so doen ons nie altyd nie. So hoe werk die drie eenheid? Dis 'n pappa wat 'n verlossingsplan gehad het. Dis 'n seun wat afgekom het as die bouer. 'n Seun wat vir sy pappa gesê het, Vader, ek sal gaan en ek sal die plan op aarde gaan uitvoer. En dis die Heilige Gees wat my 'n hart gee om dit te verstaan en om deel te word van die verlossingsplan. En dis Abba Vader se drie eenheid. En baie keer kan die mense in die wêreld, soos die woord sê, die wat in die natuurlike is, kan hierdie nie verstaan nie en vra maar, hoe kan God 3 in 1 wees? Vader, Seun en Heilige Gees. So Abba Vader is God, Yeshua is God en Ruach HaKodesh, die Heilige Gees is God. Maar al drie is apart want elkeen is op sy eie. En dis hier waar ons nie verstaan nie, want hoe kan 3 wat 1 is, Echad is, elkeen op sy eie wees? En prakties, veronderstel jy sit in 'n kamer wat pik donker is, en ons sit in hierdie saal en alles is pik donker. En Michelle sit vir ons 3 olielampies steek sy aan die brand. Is daar lig in die vertrek? Ja. Daar's 1 lig, maar 3 lampies. 1 lig, maar 3 lampies. Of kom ons kyk na 'n ander praktiese voorbeeld. Ys is water, nê? Ys is water. Water is water, nê? Wat is stoom? Ook water. Al 3 van hulle is water. Al 3 is verskillend, maar al 3 is dieselfde. Net so werk die drie eenheid. Hulle is 1, maar elkeen het 'n ander rol. Dis 'n pappa wat 'n verlossingsplan gehad het, dis 'n seun wat dit kom uitvoer het, en dis die Heilige Gees wat my hart verander, sodat ek ook die werke kan voortsit wat Yeshua mee gedoen het. Dis die Heilige Gees wat my hart gee om dit te verstaan as deel te word van Abba Vader se verlossingsplan. Jy sien, ek en jy kan nie vir Abba Vader boks nie. Ons kan nie Papa God probeer uitdink nie. Ons kan nie Abba Vader se grootheid en liefde kan ons nie in ons breine kan ons nie saamvat nie. Dis te groot vir ons om te verstaan. Dis te groot. Dis te groot om vir ons om te staan. Jy sien, Yeshua het vir hulle gesê, ek gaan na my Vader en in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer. En sal julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. En terloops, ek is die weg soontoe. Julle hoef nie daaroor bekommerd te wees. Moenie kommer nie. Deur my sal julle daar kom. Ek sal kom, ek sal julle kry, ek sal julle na my Vader se huis neem en julle na die kamers wat ek vir julle voorberei het. As julle my werklik geken het, so julle geweet het daar is niks om oor te vrees nie. Om julle voorlopig aan die sorg van die Vader oor te dra nie, want as julle ten volle geweet het wie ek was, sou julle weet dat ek en die Vader een is. Ek en die Vader en die Heilige Gees is een, ons is drie eenheid. Net soos wat ek vir julle gesorg het, toe ek onder julle gewandel het, hoekom kommer julle? Hierdie was alles deel van Abba Vader se plan. So daarom kan julle van nou af sê, julle ken die Vader en het hom gesien. Onthou wat het gebeur toe al die disippels uiteindelik 8 dae na die opstanding bymekaar kom? Hulle het mos in 'n vertrek gaan sit, nê? Al die deure was toegesluit, 8 dae na Yeshua se kruisiging.
Die woord nadat hy opgestaan het uit die dode. Die woord sê, al die deure was gesluit en ewe skielik staan Yeshua in hulle midde. Yeshua sê toe vir Thomas wat getwyfel het, in Johannes 20 vers 27, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Wat sê Thomas toe? In verbasing vir Yeshua. My Here en my God. Hy het gesien wie Yeshua is. Jy sien toe die disippels verstaan het dat Yeshua die seun van God die Vader een is, kon hulle vertrou dat dieselfde sorg wat hy vir hulle gegee het toe hulle op aarde was, dieselfde voorsiening wat hy aan hulle gegee het, dieselfde krag wat hy vir hulle gewys het, dit sou wees wat Abba Vader vir hulle sou voorsien. Omdat hulle een was in hom. En daarom sê Yeshua ook daardie aand vir hulle, hier is julle nalatenskap. Hier is julle nalatenskap. Ek het juis aarde toe gekry dat julle hierdie nalatenskap kan kry. Ek gee julle die vermoë om lief te hê. Ek gee julle die vermoë om lief te hê. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En dis my belofte dat ek julle gaan kom haal. En ek sal julle alles nog steeds voorsien. Ek stuur vir julle die Heilige Gees, die trooster. Julle sal vrede, gemoedsrus en ware vreugde ontvang. Ek gee vir julle alles. En dan asof dit nie genoeg is wat Yeshua vir hulle gee, nie sê Yeshua in Johannes 16 vers 23, net vir die wat dalk nie lekker verstaan het wat hy sê nie, sê Yeshua, voorwaar ek sê vir julle, as julle die Vader iets in my naam vra, sal hy dit ook vir julle gee. Maar hoor wat sê Yeshua nog vir hulle daardie aand. In Johannes 14 vers 14 tot 16. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ewe skielik sien hulle maar Yeshua en Vader is een, so sy beloftes is nog altyd, sy instruksies is nog altyd, hy verander nie, hy het geleer. Hy is nie 'n God wat verander nie. Ek is nie 'n God wat verander nie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Want as jy nie sy gebooie bewaar nie, wat is sonde? Wat is die definisie van sonde? Woordongehoorsaamheid. In Johannes 3 vers 4. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Julle ken die Heilige Gees. Hy het vir 3,5 jaar saam met julle hier. Hy was saam met julle. Ons is een. Heilige Gees gaan nou in jou lewe. Met ander woorde, julle gaan nie meer my voorsiening julle gaan nie my voorsiening verloor nie. Julle gaan nie my teenwoordigheid verloor nie. Julle gaan nie kontak met die waarheid verloor nie. Julle gaan nie julle raboenie verloor nie. Julle kan nog steeds die Heilige Gees vra, ek gee vir julle ook my woord. Want dan sê Yeshua, hoor gou mooi. Want ek gaan nou iets hieroor vra. Hoor wat sê Yeshua vir hulle? Yeshua sê in Johannes 14 vers 26, die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So Yeshua maak dit duidelik, maar Vader gaan julle nie sonder hulp los nie. Vader gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Drie-enige God. En net soos wat Vader vir my aan julle gegee het, so gaan hy nou die Heilige Gees aan julle gee, wat julle helper en trooster sal wees. So kan ek gou vra, wat het Yeshua gesê, wie stuur die Heilige Gees? Die Vader. Hoor gou wat sê Yeshua in die volgende hoofstuk. In Johannes 15 vers 26 sê Yeshua, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader gestuur het. Die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Wat Yeshua sy disippels die aand, voor hy gekruisig is, leer oor die wese van die drie eenheid en oor die aard van die drie eenheid. Yeshua verseker hulle sal geen verlies hê buite in hom as mens, as hy na die Vader toe gaan nie. Inteendeel, hulle die trooster wat die heeltyd by hulle is. En dis die nalatenskap wat Yeshua los die aand voor hy gaan.
Met ander woorde, dieselfde soos ek, wat God is, in julle behoeftes, hy sal voldoen, en nog steeds in julle behoeftes voorsien, deur die stuur van die Heilige Gees, wat Vader kom, net soos ek van my Vader gekom het, wat een is met die Vader, net soos ek een is met die Vader, soos die Heilige Gees in julle kom lewe. Dan sê Yeshua in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle die hele waarheid lei. Hy sal julle, dan gaan julle verstaan wat hier gebeur het. Hy sal julle, die Heilige Gees gaan vir julle vertel wat het hier gebeur het en hoe is dit profeseë wat waar geword het. Heilige Gees sal connecting the dots. Die Heilige Gees sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge oor julle verkondig. Met ander woorde, Heilige Gees sal spreek namens die drie eenheid. So julle het niks om te vrees nie, julle het niks om oor bekommerd te wees nie. Hoor gou, dis hoekom Yeshua vir Filippus gesê het, Filippus, ek is al lankal by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Glo my, dat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo my, terwille van die werke self. En Filippus toon sy onkunde deur te sê, Here, wys vir ons die Vader. Ons wil God sien, ons wil 'n sigbare God hê, ons wil 'n God hê wat ons kan aanraak. Hoekom sê Filippus dit? Want as ons iets sien, dan glo ons makliker, nê? As ons sien, daar is voorsiening, dan sal ons Abba Vader dien. Wat het Abba Vader vir Moses gesê? Moses, gaan deur die Rietsee. Moses moes geloop het. Net so, Abba Vader het 2 keer vir Abraham gesê, leg ga. 2 keer. Die eerste keer het hy vir hom gesê, leg ga, trek, pak op, trek, weg. Hy het nie eens geweet waartoe nie. Hy het nie geweet waar kom die voorsiening vandaan nie. En elke keer het Abraham gegaan. Die tweede keer wat Abraham geleg ga, het hom opgepak en wegtrek het, is toe hy sy seun moes gaan offer het. Wat sê Abraham terwyl hy die berg opgaan? Vra sy seun vir hom, waar is die lam? Abraham sê, Vader sal voorsien. Vader sal voorsien. En so sal hy nog steeds voorsien. Ek en jy hoef nie te sien, om te weet dat Abba Vader sal voorsien nie. Maar Yeshua sê in Johannes 14 vers 9, ek is so lankal by julle, en het julle my nie geken nie? Kom aan Filippus, kom aan man. Hy wat my gesien het die Vader gesien. Ons is 3 in 1. En Yeshua herinner hulle dan aan 2 kategorieë van bewyse in Johannes 14 vers 10 en sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, as gevolg van die woorde en die werke. Glo my, glo my. Dit vat nog altyd geloof. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, as gevolg van woorde en werke. Yeshua sê net wat Abba Vader sê. Yeshua doen net wat Abba Vader doen. Yeshua sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, as gevolg van die woorde, dit wat ek gespreek het ek net van die Vader gespreek, en die werke, dit wat ek gedoen het ek net van die Vader, het ek net gedoen, soos wat Vader my gewys het. En dit gaan nog altyd oor geloof. Dit gaan oor geloof. Dit gaan nog altyd oor geloof, en daarom sê Yeshua, glo my, dat dinge gaan nie na hierdie Pesach anders wees nie, glo my. But I'll never leave you. I will never forsake you. I am with you. Ek het die prys betaal, en ek wil jou kom snoei, sodat jy meer vrug kan dra. Jy sien, Yeshua was vir 3 jaar sy disippels se hulpbron. Maar hy was op die punt om die sluise van die hemel oop te maak. En seën uit te stort, wat hulle nie kon begryp nie. So om hulle te troos, openbaar Yeshua toe 3 dinge aan hulle. Hy openbaar hom as persoon. Hy openbaar sy krag, wat hy sal stuur, die Ruach HaKodesh, en hy openbaar sy voorsiening.
En ek weet nie wat se situasie sit jy in hierdie Pesach nie. Ons koning nooi ons na 'n tafel toe, want hy wil homself aan jou openbaar. I am God. Doen jy die moontlike? Ek sal die onmoontlike doen. Ek sal vir jou die krag gee. En my kind, ek sal voorsien. Ek sal voorsien. Hoe openbaar Yeshua sy krag? Want hy het hom geopenbaar as persoon. Hoe openbaar Yeshua sy krag? Ek hoef nie veel te sê nie, nee. Ek glo die lig het aangegaan. Yeshua sê in Johannes 14 vers 12, Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Yeshua sê vir hulle, hoorie, julle gaan nou voortgaan, hoor. Dit wat julle my sien doen het, ek het julle disippels gemaak. By voort. Nou is dit julle. Julle gaan nou voortgaan. Dit wat julle my sien doen het, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, sal dieselfde werke doen. Wat beteken dit? En dit is hoekom ons die boek Handelinge bestudeer Vrydagoggende. Die apostels het die werk gaan voortsit wat Yeshua gedoen het. Petrus het dieselfde woorde gebruik as wat Yeshua gesê het. Staan op. Vir die wat gebroken was. Hy het dieselfde woorde gebruik vir die wat dood was, het hy gesê, staan op uit die dode. Hy het presies gedoen wat hy gesien het, sy koning doen. Yeshua sê net voor hy opgevaar het vir sy disippels in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde. Jy sien, een van die nalatenskappe wat Yeshua vir sy disippels gelos het, was die trooster wat sou kom, wat die heeltyd by hulle is. Die Heilige Gees gaan hulle die krag gee. Hy gaan hulle die waarheid leer, wat deel is van die drie-enige God. Hy gaan hulle oortuig van hulle sonde. Hy openbaar en leer ons van Yeshua, ons bruidegom. En hy tree vir ons in saam met Yeshua, ons hoëpriester. Heilige Gees tree in saam. So, om die disippels net in hierdie situasie waarin hulle is, te troos, openbaar Yeshua toe 3 dinge aan hulle. Hy openbaar hom as persoon, hy openbaar sy krag, en dan die laaste een, sy voorsiening. Yeshua openbaar aan hulle sy voorsiening, want in Johannes 14 vers 13 tot 14 sê Yeshua, en wat julle ook al op my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. So kan ek vra, wat beteken dit om in Yeshua se naam te vra? En as jy nou lekker in die wêreld is, dan gaan jy sê, is dit in Yeshua of in Jesus? Wat er naam? Dis nie wat dit beteken nie. Om in sy naam te vra, beteken om in sy karakter, in ooreenstemming met sy identiteit te vra. In ooreenstemming met sy persoon, om sy wil. Ooreenstemming met sy wil. In 1 Johannes 15 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil. Met ander woorde, ons het die vertroue dat ons enige iets volgens sy wil vra. Ons weet dat hy dit hoor, en ons het die versoek wat ons van hom vra, in ooreenstemming met sy persoon, sy wil, sy voornemens, in ooreenstemming met sy heerlikheid. Jy sien wat Yeshua vir hulle sê, is drie eenheid. He's for you. En dalk lyk dit asof dinge in hierdie Pesach, maar kom ek sê vir jou, in hierdie tyd van fees van ongesuurde brode, wil ek jou snoei, come sit with me on table. Ek wil jou snoei,
sodat jy meer vrug gaan dra. Vertrou my. Ek sal by jou wees. Ek sal voorsien. Ek sal voorsien. My voorsiening is met jou. Maar as jy nederig is, as jy humble is, sal ek jou vul met my liefde. Want dit is wat 'n hongerwêreld daar nodig het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid. Heilig, heilig, heilig is u, Koning Yeshua. Ek bid dat die oogskille sal afval en dat ons sal sien die triomf, die oorwinning wat Yeshua behaal het. En daarom wil ons by u kom sit en net regtig vra, deur die bloed van die lam, maak ons skoon. Maak ons skoon. Die prys wat Yeshua betaal het, was my prys. Dit was wat ek moes verduur het. Ja, daai 39 houe, dit is wat ek moes gekry het. Daai spoeg in die gesig, dis wat ek moes gekry het. Daai baard uitdruk, dis wat ek moes gekry het. Maar hy het vir my 'n kleed van geregtigheid gegee deur die prys wat hy betaal het. En dan gee hy vir my in hierdie nalatenskap. Dis liefde wat my hart laat krimp. Dis trane wat rol, wat ek nie kan verstaan. Hoe het hy my so lief? En dis hierso waar ek nie kan anders, as om net te sê, ek wil so leeg wees van myself en my opinies. Ek wil doodgaan myself, ek wil myself totaal en al vir u surrender. I give you my heart. My whole heart. Dankie Vader vir u liefde. Vader, ons wil voor u kom staan en net sê, waardig is u Koning Yeshua. Come have your way in this place. Ons wil u loof en ons wil u prys. In Yeshua se naam. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy. Worthy is the Lamb.
Worthy are you, Lord. Worthy are you, Yeshua. Yeshua. Ja, Vader, ons loof en ons prys U. Ek eer U vir vanaand. En Vader, het net hierdie prentjie vanaand so op my hart gesit om te demonstreer. Ons is partykeer so bietjie skaam. Ons is partykeer so bietjie bang. Want wat as ons vervolg word? Soos wat daar die diensmeisie vir Petrus vra, maar is jy nie deel van hulle nie? En dis hierso waar ons partykeer U verraai. Want daardie aand was daar 2 persone wat Yeshua verraai het. Baie kere is ons undercover. Undercover. En ons trek nie uit dat almal kan sien ek is U representative. Ek is U representative. En U doen voorbidding vir my, Yeshua. En daarom sal ek nie skroom om van U te getuig nie. En op my bors te dra nie. Vir almal om te sien. Ek wil nie meer undercover wees nie. Ek wil U disipel wees. Dankie Vader, ek loof en ek prys U. Heilig, heilig, heilig is U. Vader, ek bid dat hierdie saad op voorbereide grond sal val, dat U dit sal, dat dit 30, 60, 100voudig sal vermenigvuldig vir U glorie. Net U wil. Net U wil. Dankie Koning Yeshua. Ek trek uit dit wat, daar waar ek toemaak, ek wil U representatives wees, sodat die wêreld dit kan sien. Ek wil dit nie meer wegsteek nie. Dankie Koning Yeshua vir die prys wat U betaal het. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Amen.